verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. So, Pastor Roelf, dis die grootste eer om vir jou te gee. En kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Ek like Pastor Clemens stikkend. Ek sê dit nou nie omdat hy al hierdie mooi goed gesê het nie. Ek hou van 'n ou wat die duiwel kwaad maak. Ag nee, ek weet nou nie meer wie gaan 'n kerk hou nie, hoor. Jy kry baie ouens wat sê, los die duiwel net daar. How stupid can you get? Hy gaan jou nie los nie, maar groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ag, kan iemand net vir die Here crazy prys gee in hierdie plek? Halleluja, ek wil julle net gerus stel, Pastor Clemens het my nie opgehelp, het my net gegroet. Laat ons net dit weg het kry. Want 'n paar van julle sê, maar wat het dan nou gebeur van laas jaar af? Hy man was hier op en af en op en nou trek hulle hom op. Nee, julle ouens is baie lekker hierso. Pastor Clemens, ek sal die Here vir jou. Luister man, laat ons al die formaliteite agter die rug kry. Daar is, ek sê dit nou al seker 3 keer wat ek hier was, daar is hoop in die Kaap. Want daar is 'n vuurvretende kerk. En daaraan kan die duiwel niks doen nie. Ag nee, jy gaan seker bly sit, né? Ek sê daaraan kan die né? Geleidelik. Waar is hy geleidelik? Amen. Is jy hier? Halleluja. Vat gou so die ou langs jou. Sê vir hy, jy weet vandag bykom, hier gaan 'n ding gebeur vandag. Amen. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Is jy reg, Johan? Loof die Here. Julle ouens, ek is te bang om hierdie goed uit myself uit te probeer doen. Kan dit nie doen nie. Ek het hom te nodig. Ag nee, waar is julle? Ek sê ek het hom te nodig. Pastoor, Clemens, baie dankie vir die voorreg. Ek weet nie, as hy dalk miskien hier en daar ons goedjies kyk, ek is maar geleer deur ons mentors dat, en dit is so, dit sal wees tot Jesus kom, ons moet altyd die eer altyd aan die Here gee, né? Al die eer aan die Here gee. Ek haal altyd aan wat Maldonado skryf, hy sê, the church must stop using talented people and start using anointed people. Is dit so? Hy sê, there will always be envy amongst talented people, but never amongst the anointed people. Is dit waar? Amen. Maar ek sê dit op my voice clips, ons het, en dan sê ek, eerlikheid, weet jy, ek nou dat sê ek vir sekere pastoor, ek gaan nou nie sy naam noem nie, ek sê, iemand nou net verstaan, ek en Pastor Clemens is koffie en melk. Jy gaan nie van hierdie pastoor by my kwaad praat nie. Ek ryk al hy skilfers. En dit is anders te om. Weet jy wat is besig om te gebeur, Pastor Clemens? God is visiting the remnant church. Die remnant kerk. Die oorblyfsel. Dit is baie hartseer om te sê dat Suid-Afrika het baie kerke, maar uiteindelik maar min. Maar ons kan ons nog maar, okay, hy uiteindelik maar min.
As jy 'n hoender op jou kerk se dak sit, is jy nog lank nie 'n kerk nie, hoor. As jy 'n kruis daar sit, is jy nog nie 'n kerk nie, hoor. We have to be a blood-bought church. Amen. Amen. So ek wil net baie dankie sê vir die wonderlike geleentheid. Pastor Clemens, baie dankie vir wat jy gesê het. En terwyl jy dit sê, ek wil nou net 'n ding sê, maar voordat ek die ding sê, wil ek net gou hierdie ding sê. Skud maar jou kop, het maak ook nie van my sin nie. Ja, nou het ek myself hier 'n ding ingepraat. My word. This is a good time for the rapture, jy weet maar. Niks gebeur nie. Nee, ek speel net. By ons konferensie, jy weet wat is konferensie. Wat is 'n naweekkamp? Wat is 'n jeugkamp? Wat is 'n gemeentekamp? As ons die koor dans, dat hierdie baadjies se punte staan daar. En toe kom die Here by ons konferensie, die Here sê, julle gaan nie sommer net dans nie. Julle gaan hoor wat ek sê. En terwyl die woord uitgaan, die en die en die en die en die en en die en en daai en en daai en dan praat die Here vir my seker so maand voor die tyd oor die lig. Die lig. En ek wil dit sê, want dis die laaste keer wat jy my gaan kalm sien vanmôre. Weet julle dat by konsepsie, want die engel sê vir Josef, wat in Maria is, was conceived by the Holy Spirit. Because he is the seed of heaven. By konsepsie is dit bewys, by die bevrugting, dat daar 'n mikroskopiese lig so vinnig aangaan in die baarmoeder van 'n vrou. Waar daar lig is, daar is lewe. Right. Ek is bly dat ek die voorreg het om vanmôre te praat oor die Heilige Gees, the seed. Want toe daar die saad in die doderyk ingaan, toe is daar lig. En al die duisternis in die wêreld kan die lig nie oorweldig nie. En ek het 'n ding wat die Here op my hart gemaak het en het dit rema gemaak. Pastoor, dan sit ek nou klaar daarby, want ek praat vanmôre met jou oor die salwingdraer van God. Nee, kyk, ek preek vanmôre vir die vuurvreters. Maar die Here maak in my die ding oop, pastoor, ek wil dit sê, want jy het baie goed gesê en mooi goed gesing, wat reg is. En dis kom ek het wil sê, die Here kyk af oor die balkonne van die hemel, God die Vader en die Genesis 3, die profesie van Genesis 3 is daar. Hy sê ek sal vyandskap stel tussen jou saad en is asof, luister man, moet nou nie hier uitgaan. Nadat jy nou hele skaalbout geëet het, en gaan sê, daai ou, waar lees hy dit? Man, Handeling, Huisgenoot 2 vers 6, as jy wil hoor. Maar hoor gou baie mooi. This is, give me my moment, hoor. Ek visualize 'n maand voor die konferensie, asof God die Vader omdraai, en sê God die Seun, die Gees op pilare wag, die graf wag, en die opstanding wag. En hy kyk af in Somerset Wes in en sien die verskriklike wrang toestand van jou. En die bloed van bokke en stiere could only cover the sin, it could never remove the sin. Glo jy nog in die bloed? En toe die Here dit vir my sê, toe chunk ek vir 2 dae. En is asof Jesus nader kom. En hy kyk so af en asof die Here sê, dis nou tyd, is jy reg. Hy sê, I will go, because I do not know how not to love them. Luister, voel jy nie vanmôre, as jy klaar nagmaal gehad, dat Jesus sê,
Jy het alles gedoen, but I do not know how not to love you. Wie van julle is bly dat hy jou lief het vanmôre? Come on, kan daar 2 mense net opspring en vir hom 'n crazy prys gee? A standing ovation. Hallelujah! I do not know how not to love you. Amen. Prys die Here man. Halleluja. En ons by ons middernag, ek sê vir Pastor Clemens hier agter, ek het nou sommer geskryf en ek wil dit nie vergeet nie. Praat die Here met my, die Here sê in 'n profesie, glo jy nog in taal en uitlegte, né? Toe sê die Here my by 'n profesie, hy sê 4 keer in een uitleg, I demand holiness. Hou op sê dat hierdie kerkgebou is irrelevant, hoor? Okay, daai blok hoor nou niks wat ek sê nie. Ek sê, hou op sê dat hierdie gebou beteken niks. Jou werksplek, waar jy elke dag met jou peanut butter broodjies gaan, is ook maar net 'n gebou. En die hospitaal, wat jou hartoperasie doen, is ook maar net 'n gebou. So as hierdie ook maar net 'n gebou is, dan is hy ook relevant. As jou werk se gebou relevant is, as jou hospitaal relevant is, kan iemand net die Here prys in hierdie plek vir 'n gebou. Vir 'n plek. Amen. Prys die naam van die Here. En ek sê Here, laat U krag insny vanmôre. Terwyl jy bly daar na 2 Konings 13 toe. Nou ek gaan vanmôre ek het 'n ding. En die afgelope tyd 2 Konings 13 is daar in die Ou Testament, hoor. 2 Kings 13, ek wil al so 'n paar verse lees. Ek gaan vanmôre preek pastoor, ek het die voorreg om Oktober weer hier te wees. Soos ek vanmôre julle almal kwaad maak, cancel maar, hoor. Maar ek gaan sê wat die Here sê. Wie wil hoor wat die Here sê? Wie van julle is, ek weet nou nie, maar wie van julle is net mooi vet op, jy so dik, né, om te hoor wat predikers graag wil sê. They don't want to offend hulle 10de betalers en daai goeters, en daarom sit hekse in die kerk, en dan is baie cozy in die kerk, want dan, oh my God, jy moes by die huis gebly as jy nie wou gekom het, hoor. Maar ek kan jou lang vertel, waar die gees van God beweeg, daar beweeg die ander geeste ook. Amen. Prys die Here man, en ek wil vir jou sê, terwyl het jy jou Bybel gebring, as jy dit het, sê amen. As jy amen gesê het, hou dit. Gaan so 'n paar verse lees. Mag ek vra met toestemming? Ek hou daarvan dat ons staan as ons die woord van die Here lees. Hè? Glo jy nog dit is die hoogste authority wat daar is? Is daar lekker ou Pinkstermense in hierdie plek? Okay. Halleluja. Hoor wat sê 2 Konings 13. Ek gaan net so 2 of 3 versies daar lees, want ek wil weer terugkom na dit toe, want ek weet dat die Here gaan vandag vir iemand in hierdie plek iets doen. Vers 14 van 2 Konings 13 sê, en toe Elisa siek was, aan die siekte waaraan hy sou sterwe. Is lekker om profet te wees, as alles goed gaan, hè? Tot die hel in jou huis geslinger word. How many times do you want to hear that the devil never fights nobody? Hy sê daar, en het Joas die koning van Israel afgekom na hom toe, en oor hom geween, 'n gebackslide koning ween oor 'n profeet. Ag nee, asseblief vir julle. Ja, ek het so lekker gekry, jy sit en gaap. Sê ek, Here, is dit dan nie awesome nie, dat die wêreld kan ook maar nie sonder ons sien nie. Ag, heerlikheid, halleluja, wat sê? Hy sê, en oor geween, my vader, waar van Israel en sy ruiters? Daarop sê Elisa vir hom, neem 'n boog en pyle. Kyk, hy reageer nie op sy compliment nie. En hy het vir hom 'n boog en pyle geneem, en hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog. En hy het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. En verder sê, maak oop die venster na die ooste toe, en hy het dit oopgemaak, en Elisa sê, skiet, en hy het geskiet. Toe sê hy, 'n pyl van oorwinning van die Here, en 'n pyl van oorwinning oor Aram. Jy moet die Arameërs volkome verslaan. Ai.
Yes, like it man. Hey, die Here vat nie jou sigaret van 20 na 5 toe nie, hoor? As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Is jy reg? Hy sê volkome verslaan. Vers 18, verder sê hy, neem die pyle, en hy het dit geneem, toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond. En hy 3 maal geslaan en opgehou. Daarop word die man van God baie kwaad. Dis Elisa. Kyk vir my, as jy daar lê, en jy sien daar word in die lakens van jou, die dood pluk in die lakens van jou bed, dan trek hy in die bene so op. Hierdie ou doen nog God se ding, en hy is op pad uit. Luister, dis hy wat die wedloop begin nie, né? Dis hy wat het voleindig. Hy sê, daarom word die man van God baie kwaad en sê vir hom, jy moes 5 of 6 keer geslaan het. Dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het. Maar nou sê die Arameërs net 3 maal verslaan. Daarna het Elisa gesterwe, hulle het hom begrawe, en die bendes van die Moabiete het in die land ingekom, met die ingang van die jaar, en terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende, daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi, en toe die man met die gebeente van Elisa aanraak gekom, het hy lewendig geword en opgestaan. Ai. Ek wil vir jou sê, daar is baie dooies, ons meer salwing het ons lewendig is. Ag nee, asseblief hoor, jy kry baie, ag pastoor, ek is nou so opgewonde. Kan iemand net hulle Bybel gou neersit, en vir die Here die beste Godprys gee, wat jy nog in hierdie gebou, hey, nie vandag nie in hierdie gebou, vir die Here ooit gegee het. Amen. Yes, come on. Halleluja! Sê my halleluja! Gee hom nog 'n prys! Ja man! Loof die Here! Jy kan maar sit so 'n paar oomblikke hoor. Halleluja, prys die Here. Is jy reg? Is jy lekker? Kan ons maar gaan. Halleluja, ek wil gou so 'n paar dinge met jou deel. Die Here praat met my seker 6 maande terug. Daar's Desiree, waar's Desiree? Waar's jy? Wat daar sê? Sy geniet die Kaap soos sy was tot 'n dag in die hospitaal. Kan die Kaap so lekker wees? Net op 'n dag in hulle binneste kom lê. Ek is bly sy is vanmôre hier so. Halleluja. Nee, sy het nie 'n graad ingesluk nie. Die duiwel is dit kwaad. Amen. But we will not shut up. We will not be silent in the night. 6 maande voor hierdie diens, daar's my vrou, terwyl ons van 'n kerk afry waar ons bedien het, ry ons op baie vlaktes van die Vrystaat, daar waar jy koes, spot 100 meter sonder 'n pothole, wen jy 'n Mazda. Ons ry so deur hy potholes deur in die volgende oomblik sê die Here vir my duidelik, daar sit Desiree, hy sê jy bedien by kruis, kyk oor die salwingdraer van die Here. Ek het hierdie ding by my gepreek, die pastoor. My mense moet maar kruis kyk. Maar hoor ek jou vertel, hierdie kom vars uit die oond uit, die stoom trek het hom uit. Want die Here het 'n ding wat hy hier gaan doen, and it's going to be unstoppable. Oh my God. It's going to be unstoppable. Yeah, jy kan maar, ek sê it's going to be unstoppable. Dit gaan nie onstuitbaar wees omdat jy goed is nie. Dit gaan onstuitbaar wees omdat hy gaan betrokke wees. Halleluja. Ag, kom aan ouens, hy gaan betrokke wees. Dit gaan onstuitbaar wees omdat hy is gister en vandag en tot aan alle ewigheid is hy dieselfde. Kom aan kruis kyk. Ek sê hy is gister, nou en tot aan alle ewigheid is hy dieselfde. En no devil in hell is gonna stop this. En dit was vir my 'n absolute, ek het probeer 'n Afrikaanse woord kry. Ons praat van supernatural. Wie glo in supernatural? We do not serve the God of the natural. He is super. Sê reg? We natural. God is super. Bring the two together, you'll have supernatural. Maar hoor hierso. Terwyl ek so
luister, en dat ek net gou ietsie sê daarom van ons konferensie wat ons gehad het, ek wil dit net gou noem, want dit is my baie relevant. Die erns van die woordprediking, pastoor, was verruklik. Verruklik. Party as jy gekom het aan 'n konferensie dansskoene, en toe dek God vir hulle 'n tafel. En die Here praat baie ernstig met sy kerk. En die vreeslose, ek het iets probeer soek wat oulik klink. En die Here sê dit soos hulle is. Die Here sê ek gaan vreeslose remnants by mekaar kry. Jy moet my uitluister vanmôre hoor. Vreeslose remnants. Jou straat moet weet. Jou straat moet weet. Daai ou, die sagste deel van daai ou se tande. En dan kan hy nog uithaal ook. En as hy mees daar neergesit het, dan is hy hel los in ons straat. Dan is hy hel los. Luister gou baie mooi, die Here praat met my, die Here sê vir my, en ek luister die erns, manne, en God praat, hy sê ek soek manne en vroue, wat nie hulle waardes sal verkoop nie. Pastoor, ons gaan anders te kerke as ooit, hoor, maar die Here sê hou vas aan die waardes wat julle ken. Kan wel aan die Here prys in hierdie plek. Hy sê hou vas aan die waardes wat ek vir julle gegee het. My, hoor nou. Wie sê die Here vir my, en ek weet mos nou hoe lyk hierdie pragtige plek binne, hoor. Ek weet mos daar is die main entrance. Wie sê die Here vir my, hy sê ek gaan manne en vroue gebruik. Nie hulle wat op 'n Sondag as hy uitstap, dan drop hy sy salwing by die deur nie, hoor. En verder as ons weer by die pruim en die oude meester vir die res van die week, en dan kom jy Sondag terug, dat jy weer jou salwing op. Ek wil vir jou sê, daai kite gaan nie vlieg nie, hoor. Hy sê dan reg daar op by cheap seats. Ek wil vir jou sê, luister gou mooi, wat hierdie pastoor vir jou sê van KZN af. Ek was by die troonkamers van die Here, en die Here sê, hulle wat dit kan kerk wees, binne in die kerk, gaan nie meer werk nie, wanneer jy daar uitstap. Hey, hoor wat ek sê? Hy sê, wanneer jy daar uitstap, stap uit met jou salwing. Halleluja! Come on, come on. Pastoor, ek preek vanmôre asof dit my laaste preek is, hoor. As die Here dalk ons kom hierdie week, of iemand kom al, wil ek vir jou sê, ek sê, Here, die kerk kan nie so aangaan nie. Hulle sal met manne kry, wat gaan staan. Halleluja! Manne en vroue, en ek wil Here dat jy hierdie sal verstaan, vanmôre. Hierdie boodskap is nie vir punt op 'n chart nie, hoor. Regtig waar. Ek is baie bly om by my 2 kinders te kuier en my 2 klein seuns. Maar pastoor, daar's my vrou. Ek sê altyd ons moet nooit vergeet hoekom ons kom nie. Ons moet nooit vergeet dat die profetiese tydsklok van God is besig om uit te loop en al hoe minder te raak en al hoe minder te raak. En nou pastoor, laat ek dit nou maar sê vanmôre, en die kerk is so besig met entertainment en met dinge wat geen ewigheidswaarde het nie. God soek 'n kerk wat die salwing nou daar gaan. Hoor gou baie mooi. God soek 'n kerk wat hier sal uitstap. En weet jy wat? Dat jy jou salwing, of jy jou suit aan het, of jy jou overall aan het, jy het die salwing van die Here. Halleluja, kerk van die Here. Kan ons God prys? Ag pastoor, ek is maar eintlik stil van aard. Jy lieg. Vra jou bure, hoe skree jy? Pastoor, ek kan nie verstaan, hoekom gaan jy en pastoor Clemens so te keer nie? Man, jy was nie daar waar hy ons uitgehaal het nie. Nee. Jy was nie daar nie. Jou bloed kon my nie red nie. Jy sou gesê het, gooi hom weg. Jesus sê, I do not know how not to love them.
Okay, ek gaan maar probeer saaklik klink. Nou op die Saterdag aand, by ons konferensie, preek Pastor Willie, en God trek die mat onder ons konferensie uit. En God sê, julle gaan niks reg kry sonder vasting en gebed nie. Hoe rustig raak dit nou? Want kyk, 'n lekker slap snoek is hom lekker op 'n maandag, né? Kan hom nie nou los nie. Hy sê, julle gaan niks reg kry. Hierdie geslag, nie hierdie geslag nie, demone, sal nie uitgaan sonder vasting en gebed nie. En ek wil vir jou sê, vasting en gebed is die hoofbestanddeel van heiligmaking. Julle hoor wat ek sê, dis die hoofbestanddeel van heiligmaking. Jy sê, pastoor, nou waarvan praat jy nou vanmôre? Ek wil vir jou sê, is jy nog daar? Waar jy kan sê, ek dien maar net die Here, en dit is vir my moeilik, en ons is in resessie. Ek wil vir jou sê, die volk van die Here was 40 jaar in die woestyn, in resessie, en God bless hulle elke dag vir 40. Kan iemand in die Here prys? Hy het nie verander nie, man. Sit jy nou by jou stywe kuite? Ek het jou gesê, as meneer kom vandag, die ding is mal. Ek weet nie of dit nou imagination of revelation was. Halleluja, ek het jou gesê, hy het laas geskryf, maar hoor wat gaan nou aan, kyk hoe skree hy man nou. Nee, jy het nog niks gesien nie, wat 'n salwingdraer van God. Hey man, 'n salwingdraer van God. 'n salwingdraer. Is hulle reg daar? Het ek hulle verloor? Is hulle reg? Ek sê nie so bly. 'n salwingdraer van die Here. Weet? 'n salwingdraer van die Here. Al gaan dit opdraand. En al gaan dit maar 'n salwingdraer. Yes. Yes. Ek sê yes. 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 'n salwingdraer. Hy hou